Hallo almal, in hierdie les praat ek oor hoe om data te versamel en te organiseer, soos wat jy dit vind in die graad 8 syllabus. Kom ons bespreek nou hoe word data versamel. Nou, statistiek is die versamel, die opneem en die analisering van inligting. Daardie inligting word genoem data. Ons versamel data deur 'n statistiese inwin van inligting, naamlik 'n opname. En in Engels is 'n opname 'n survey. Een manier om 'n opname te maak is deur mense vrae te vra deur middel van 'n vraelys. Die persoon wat die vraelys beantwoord, word genoem die respondent. Nou, wanneer ons data versamel, is die bevolking die hele groep mense. Meeste van die tyd is dit nie prakties om die hele bevolking te ondervra nie. Dus kies ons 'n steekproef om die bevolking te verteenwoordig. So 'n steekproef is dan nou net eintlik 'n kleiner gedeelte van die hele bevolking. Kom ons praat gou oor die organisering van data. Nou, wat is 'n telling? Dit is daardie klein telmerkies wat ons in bondels van 5 groepeer. Daar is ook 'n ding wat ons noem 'n frekwensietabel. Wat is dit? Data kan in 'n frekwensietabel wat uit 3 kolomme bestaan, groepeer word. 1 kolom is vir datawaardes, 1 is vir die tellings en 1 is vir die frekwensies. Ons groepeer data in 'n frekwensietabel deur data te verdeel in intervalle. Kom ons kyk nou sommer na 'n voorbeeld. Die skoengroottes van 15 dames is gegee. Voltooi die frekwensietabel vir die gegeewe data. Nou, hoe gaan dit werk? Daar's nou die data, en daar's nou die skoengroottes. Nou goed, kom ons kyk nou. Hoe gaan ons maak? Ons maak vir ons 'n frekwensietabel, en net soos wat ek nou vir jou gesê het, is daar 'n kolom vir die skoengroottes, dan is daar vir die tellings en daar gaan ons die frekwensies skryf. Nou, hoe werk dit? Ons gaan nou na die skoengroottes hier aan die linkerkant toe. Dan gaan ons nou die tellings aandui op die volgende manier. So, die eerste een wat ons kry is 'n 6, so ons kanselleer hom en daar was 'n 6. 'n 4, dan skryf jy 'n streepie daar. 'n 5, 'n streepie daar. 'n 3, 'n streepie daar. Nog 'n 5, 'n streepie daar. 'n 3, 'n streepie daar. 'n 6, 'n streepie daar. 'n 7, 'n streepie daar. 'n 4, 'n streepie daar. Nog 'n 5. Nou sien jy, hier is nou 'n bondel van 4 en nommer 5 skryf jy so. 'n 4, 'n streepie daar. 'n 8, 'n streepie daar. Nog 'n 5, 'n streepie daar. 'n 4, nog 'n streepie daar. En 'n 5, 'n streepie daar. En nou voltooi jy jou frekwensie, 'n kolom aan die regterkant. So nou gaan jy sê, nou tel jy, so by skoengrootte 2 en 3 is daar 1, 2 en daar skryf jy die frekwensie is dan 2. Skoengrootte 4 tot 5, daardie bondeltjie beteken nou, dis 5, 6, 7, 8, 9. So daar is 9 dames wat 'n skoengrootte 'n 4 of 'n 5 het. Skoengrootte 6 tot 7, tel hulle, daar is 3, en skoengrootte 8 of 9, daar is 1. En dan gaan ek jou sommer leer ook, 'n mens se frekwensietabel moet altyd optel na hoeveel
dames of wat ook al jy nou mee besig is hierso. So kom ons kyk gou-gou. Ons het 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So ons totaal van ons frekwensietabel is 15, so ons weet, ons is reg, al ons data hierso is verteenwoordig in ons frekwensietabel. Hier is 'n boodskap van my hondjie, Karossie Valentino. Kom ek leer vir jou, wat is 'n stingel- en blaardiagram? Dit is 'n baie goeie manier om numeriese data wat meer as een syfer het te organiseer. Hier breek ons die datawaardes op in 'n stingelgedeelte en 'n blaargedeelte. 'n Mens kies die waardes van die stingel sodoende dat die blare slegs uit 'n enkel syfer bestaan. Nou kom ons doen dit nou aan die hand van 'n voorbeeld. Dui die uitslae van 'n klastoets op 'n stingel- en blaardiagram aan. So, hier is nou die punte uit 50 en nou gaan ons 'n stingel- en blaardiagram trek. Nou, hoe dit werk is jy maak nou vir jou so 'n streepie en 'n dwarsstreepie en links skryf jy stingel en regs skryf jy blaar. En dan gaan jy nou hier aan die stingelkant maak jy 'n 0, 'n 1, 'n 2, 'n 3, 'n 4 en 'n 5. So dit verteenwoordig nou eintlik 10, 20, 30, 40, 50. So nou, as ons nou kyk na ons punte, ons eerste punt is hierdie 42. So dan gaan 'n mens hier na die 4 toe en jy sit 'n 2 daar. So daardie beteken 42. Ons volgende punt van ons toets is 50. So dan gaan jy na die 5 toe en jy sit 'n 0 daar. En sien jy hoe trek ek dit dood as ek daarmee gewerk het, want anders gaan ek vergeet, nou raak ek die mekaar. 'n 19 gaan jy so skryf, kyk op die stingelblaar, 'n 1 met 'n 9. 'n 23 skryf jy 'n 2 met 'n 3. Kyk vir 8. 8 het nou nie 'n voorgetalletjie nie, so dis hoekom jy daar die 0 neergeskryf het. 42 gaan jy skryf daar by die 4 met nog 'n 2. Die 24 gaan jy so aandui, 'n 2 met 'n 4. Die 32 gaan jy so skryf, 'n 3 met 'n 2. 'n 35 gaan jy skryf 'n 3 met 'n 5. 'n 25 skryf jy 'n 2 met 'n 5. En die laaste ene, 'n 37, skryf jy 'n 3 met 'n 7. Nou gaan ek vir jou 'n baie belangrike ding wys. 'n Stingel- en blaardiagram het altyd 'n sleutel. En 'n mens skryf altyd die sleutel by, sodat die persoon wat na jou stingel- en blaardiagram kyk, kan agterkom wat probeer jy nou eintlik sê. Nou kyk hierso, ons sleutel sê 2-3, as jy nou daar kyk, en dit beteken 2-3 beteken 23. So nou verstaan 'n persoon wat na die stingel- en blaardiagram kyk, okay, so 2-3 beteken 23. Kom ons doen nou nog 'n voorbeeld, waar ons nou nie net die stingel- en blaardiagram gaan teken nie, hy is vir ons geteken, ons gaan nou vrae antwoord. Dit is nou hoe die vrae sal lyk in 'n toets omtrent. Voorbeeld 3. Hanna kollekteer inligting vir 'n projek. Sy meet die lengtes in sentimeter van 'n aantal meisies in haar klas. Sy organiseer die data in 'n stingel- en blaardiagram soos aangetoon. Nou kom ons kyk nou na hierdie stingel- en blaardiagram. Baie belangrik, die sleutel gee vir ons nou die antwoord. Kyk hier, 'n 15-3 beteken dis 153 cm. So, kom ons kyk nou sommer na die eerste ene. 'n 14-5 beteken 145 cm. En dan wil ek vir jou ook net hê jy moet kyk na iets op ons stingel- en blaar diagram. Kan jy sien hoe is hierdie georganiseer van klein na groot? Kyk daar, 5, 8, 9 by 15, 2, 4, 4, 5, 7. Jy moet hierdie organiseer aan die regterkant by die blaargedeelte
van klein na groot. Nou kom ons beantwoord die vraag. Nommer 1, hoeveel meisies het sy gemeet? So elkeen van hierdie op jou stingel en blaar beteken mos nou dis 'n data inskrywing. So nou kan jy net getel. Hier is 3 bo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So sy het 19 meisies gemeet. Nommer 2. Hoe lank is die kortste meisie? So stem jy saam, dit kry jy nou sommer maklik hierso. Dit is dan hierdie heel eerste getalletjie, dit gaan wees 145 cm. En skryf maar die eenheid by, want jy verstaan hoekom. Nommer 3. Hoe lank is die langste meisie? Nou, omdat jou data nou so mooi georganiseer is, kan jy sien, dit gaan hier by die 170's wees, en dit is hierdie laaste getalletjie. Onthou nou, die 17 beteken 170 en 'n 2 gaan nou vir jou sê, ons langste meisie is 172 cm. Kyk hoe lekker help die stingel en blaar jou nou om vinnig die inligting te kry. Nommer 4. Hoeveel meisies is presies 154 cm lank? So, nou gaan jy na die 150's toe. 154 is daardie ene en daardie ene. So, daar is 2 meisies wat so lank is. Nommer 5. Watter lengte kom die meeste voor? Nou, ek dink jy kan mooi sien, dis hier by die 160's, daardie ene met die 4. So, daardie ene is 164. Nommer 6. Hoeveel meisies is langer as 180 cm? So nou gaan ons hier na die 180, sien jy, daar gaan niks aan nie. So daar is nie een meisie wat selfs 180 of langer is nie. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. In die volgende video gaan ek vir jou leer hoe om data op te som. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.